Gospels Channel kommentaar lewer wat hierdie Hebreëse name van Jesus sê. As jy enigiets anders as die Hebreëse name sê, dan is jy vals en jy's verkeerd en jy belaster die Here. En ek dink kom ons sorteer dit net gou uit. Ek het nou al op almal se goeders gekomment, maar ek wil hê as jy iemand het wat in die Hebrew Roots Movement is, as jy enigiemand het in die Israel visie, kom ons lê hierdie ding nou neer, ons put it to bed, dat almal kan verstaan, hier is 'n onlogiese, onbybelse, dis eers 'n slim mens ding om te glo. As ek nou eerlik met jou kan wees, dit maak net nie sin nie. Wat almal moet verstaan is, die Nuwe Testament is geskryf in Grieks. Okay? Daar is nie iets soos 'n Hebreëse Nuwe Testament nie. Dit kan wees dat dit vertaal was, maar daar's geen original manuskripte van die Nuwe Testament in Hebreëus nie. So, asseblief, iemand wys vir ons, stuur vir ons 'n link, hierdie goeders bestaan nie. As daar is dit vervals. Dit was in Grieks geskryf, want die common language, die taal wat almal gepraat het in daai eerste eeu was Grieks. Jesus ingesluit. Daarom het hulle nodig gehad om die Septuagint ook te gehad het. Die Septuagint is geskryf 70 jaar voor Christus, want soos die taal verander het al hoe minder mense Hebreëus gepraat. Meeste van die disippels en so het nie Hebreëus gepraat nie. Okay? Meeste van hulle het Grieks en Aramees gepraat en Hebreëus was meer soos 'n taal wat 'n akademiese taal was. Soos baie van die Rooms-Katolieke Latyn sou gebruik het hulle Hebreëus so gebruik. Alright? Onder inspirasie van die Heilige Gees is die Nuwe Testament geskryf in Grieks. Nie Hebreëus nie, Grieks. Die Heilige Gees het die Nuwe Testament geïnspireer en die name wat hulle gebruik het vir Jesus is Jesus, wat aan die begin gespel is met 'n U. Okay? En daai naam het verander in Engels, is dit Jesus, in Afrikaans is dit Jesus, in Spaans word op 'n ander manier gesê, en die punt is soos tale nodig gehad het om te ontwikkel, het elke taal sy eie manier gehad om Jesus uit te spreek. Wie Jesus is, wie sy naam is, gaan meer oor sy wese, dat sy wese heilig is, nie die spesifieke Hebreëse naam. Iemand wys vir my die skrif wat sê, ons mag net die Hebreëse naam vir Jesus gebruik, dat jy sal dit nie kry nie. Die ander ding is ook, niemand van hierdie ouens stem saam oor wat daai Hebreëse naam is nie. Jy het 'n groep ouens wat sê Yeshua, jy het ouens wat sê Yahoshua, jy het ouens wat 'n ander naam, julle kan nie saamstem nie. So hoe maak dit sin? As Jesus regtig wou gehad het, ons moes hierdie een naam gebruik het, kon julle ten minste nie konsensus gehad het oor hoe daai naam klink nie. Dan wil ek hierdie ook gebruik. As jy gaan kyk op Netflix, as jy gaan kyk op 'n populêre movie, 'n hedendaagse movie, wie belaster hulle? Wie is dit? Jesus. Is dit ooit Yeshua? Nee, want Jesus se naam dra krag. Dis Jesus se naam waarin die almag en die magtigheid lê. So dit is net die blote realiteit van die saak. Jy kan gaan trek P56. Jy kan gaan trek P52. Hierdie is Griekse manuskripte waarop jy jou hande kan sit wat gedateer is binne dekades van die tyd wat Jesus geleef het. Daar's nie 'n twyfel oor hierdie is 'n feit van die lewe. So asseblief, gaan haal asem vir 5 minute, dink vir jouself, hoekom moet ons Yeshua sê as die Griekse manuskripte nie daai naam gebruik. En net laaste, ek weet die ouens sê ook 'n J het nie bestaan tot 500 jaar terug nie. Dis irrelevant. Daai U was gebruik in die Griekse tyd, het hulle uitgespreek as 'n J. Hoekom doen julle niks anders te name? Jy weet, hoekom gebruik julle Moses en jy weet, hoekom is dit fyn om al daai name te gebruik, maar hierdie een naam wil julle nou so vertaal. So nee, ek bedoel, daar is niks logies daaraan nie. Enigiemand wat vir jou sê jy moet hierdie name gebruik, dit is nie wat die Bybel sê nie. Dis 'n Grieks geskryf, Jesus, jy kan Jesus gebruik. Die J is net 'n manier wat taal ontwikkel het en daarom het hulle nodig gehad om 'n J in te sit, want dit was nie dieselfde as die manier wat Grieks uitgespreek word nie. So, vat so.